Welkom by hierdie week se Aanhoudende Politieke Oorsig. Ons gesels weer 'n bietjie met Prof Theo Venter. Baie welkom by ons Prof. Ja, ek het gedink ek moet weer kom kuier want dis min dat dit vroeg in Junie maand reën, soos wat dit vandag hier in Potchefstroom reën, maar daar's 'n paar interessante goedjies wat ek dink ons oor moet praat wat 'n bietjie strek oor die buiteland. Daar is een ding wat ek egter wil noem oor Suid-Afrika self. In die Madlanka kommissie oor die laaste week of wat, het hulle onderhoude gevoer met 'n adjutant-offisier by die naam van Karl Sander. Hy moes verduidelik hoe hulle werk wanneer hulle een van hierdie containers oopmaak en daar's dwelms in, want daar was 'n saak waar in honderde duisende rande se dwelms gesteel is. En hy moes vir hulle die hele proses oopmaak. Nou in hierdie verduideliking het 2 of 3 goed uitgekom. Een het uitgekom dat hy eintlik deur die polisie 'n bietjie misbruik is. Hy sal 30 jaar lank adjutant-offisier sonder bevordering. Hy het volgens homself nog geen toekennings of erkenning gekry vir die goeie werk wat hy doen nie. En hy is klaarblyklik een van die beste spesialiste wanneer dit kom oor dwelms en hierdie soort van. Ja, hulle sou my gevra het om te kom praat as hy nie een van die beste was. En in hierdie proses word dit toe duidelik dat ergens toe die polisie hom nou so 'n bietjie verguis, toe steel hulle soms sy koffiemasjien ook. En dit het die man hartseer gestem dat sy koffiemasjien gesteel is, wat hy sê die enigste ding is, soos wat ek en jy nou koffie drink vanoggend, die enigste plek waar hy veilig gevoel het, was naby sy koffiemasjien. Nou daarmee kon ek assosieer. Ja. Maar toe gebeur 'n interessante ding. Iemand wat ook na die program luister of op TV, begin hierdie skadebefondsingmodel, crowdfunding. En hy sê hy wil net R5,000 bymekaar maak, dat hy daarom vir die adjutant-offisier weer 'n koffiemasjien kan koop. En binne 2 of 3 dae, dis daar meer as R200,000 in daai rekening inbetaal. Nou die storie vir my agter die storie is dat tussen alles wat in hierdie land skeefloop, tussen die slaggate en die misdaad en die dit en die dat, is daar goeie mense. En daar's goeie mense wat goeie goed raak sien. En daar's ouens wat hulle kan verbind aan eerlike en goeie mense. So vir my is dit 'n riem onder die hart dat daar so iets kan gebeur, dat ouens wat niemand ken die ou nie, maar hulle kon op TV sien, hy kry swaar, hy's emosioneel en hy is te nagekom. Hy is werklik te nagekom deur die polisie en daardeur 216,000 is die bedrag wat ek gesien het. So hulle kan vir hom nou 'n baie netjiese koffiemasjien koop. Hulle kan hom eintlik op 'n barista kursus laat hy goeie koffie kan maak. Hy kan 'n permanente barista ry wat vir hom kan gaan koffie maak. Dis reg. Hier, dit is net vir my 'n ongelooflike reaksie uit Suid-Afrika uit wat hy ou weer vertroue gee in Suid-Afrika se land. Ja, jy sien, dis regtig 'n lekker storie eintlik om te hoor en ek dink mense praat te min oor die goeie stories, oor die goeie mense, maar hulle word so eenkant toe gedruk. Soos Prof ook nou gesê het en ja, mense hoop regtig hy kan sy erkenning kry en sy bevordering, want mense kort daai tipe mense wat die besluite neem wat die amper die vrot onder toe kan uitwis. En dit gee vir mense vertroue in die stelsel. En want kyk, ons praat as ons oor die politiek praat en ek het nou geskuif van oor die politiek na in die politiek toe, maar dit is tog mense waaroor 'n mens praat. Mens praat baie maklik van die stelsel het misluk, maar in daai stelsel is daar individue en daar's altyd in al hierdie stelsels goeie mense. En 'n mens moet soek vir hulle. Jy moet soek vir die goeie ouens, want dit is met die goeie ouens wat mens vorentoe gaan. Ja, stem 100% saam. Prof, bietjie internasionaal, ek wil spesifiek praat, ek is so opgewonde geweest dat hierdie oorlog nou na einde toe kom oor die naweek se kant, maar ek hoor Israel en Amerika se presidente het mekaar bietjie gevloek eintlik nou. Ek sal net nie woorde herhaal wat hulle gesê het nie, maar ja, wat gaan nou aan en ons sien olie wat nou amper weer terug 100 toe is. So dit sê vir my eintlik, die mark is nie seker of hierdie skietstilstand gaan hou. Jy gebruik nou die sagte woordjie vloek. En vir my was dit maar net Trump met sy gewone Engels gebruik. En baie van hierdie woorde is maar kodewoorde wat hy gebruik dikwels en hy redigeer homself baie as hy in die openbaar praat, maar ouens wat hom nou ken agter geslote deure
sê hy noem 'n spitgraaf 'n spitgraaf. Hy draai nie doekies om nie. Jy is heeltemal reg. Die een indikator wat ons het dat ons op pad is na vrede is die feit dat die olieprys of dat die markte antisipeer wat gaan gebeur. En die olieprys is 'n indikator vir hoe die markte dinge antisipeer. Hy het afgekom na omtrent $90 toe en ek sien vanoggend is hy weer hier amper by $100. Wat vir jou sê die onsekerheid tree weer in. Nou ons weet nou dat hierdie konflik in die Midde-Ooste het op die kort termyn die olieprys gevat van 'n minimum waar hy behoort te wees op $60 opgevat na $80. Is baie moeilik dat hy onder $80 gaan kom. So ons gaan nou vir ten minste die volgende jare wat 'n premie betaal vir hierdie onsekerheid. En ek het ook gister gesien dat die internasionale monetaire fonds sê dat as die oorlog langer aanhou as nog 'n maand, gaan dit 'n wesenlike impak hê op globale groei. Nie net Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. As dit langer as dit aanhou, dan kan die wêreldgroei afkom na so laag as 1% toe. Op die oomblik is dit rondom 3,5%. So almal hou asem op. En wat nou gebeur is die vrede is 'n komplekse vrede. Ons praat hoofsaaklik van Iran en Amerika wat soek na 'n plan. Vir die Amerikaners is die feit dat die Iranese hulle hou vas op hulle kernmateriaal moet laat gaan is ononderhandelbaar en vir die Iranese is dit ook ononderhandelbaar. En om die onderhandelinge nou nog moeiliker te maak, is die straat van Hormuz 'n probleem, maar hier op die kant sit Israel wat nog steeds besig is met 'n laafvlakse konflik in Libanon. Dis nou die buurstaat ten noorde van Israel. En dit het die Iranese nou in die onderhandelinge ingetrek en sê hulle kan nie 'n vrede maak met Amerika voordat Israel nie ophou om Hezbollah in Libanon te bombardeer soos wat hulle gedoen het met die Palestynse staat nie. Wat is die verskil tussen die twee, tussen die Palestynë en die ouens in Libanon? Wel, Libanon is 'n autonome staat. Hy behoort aan die VN. Hy bestaan al baie lank, maar hy huisves Hezbollah. En die staat Palestina het nie daai selfde status gehad nie. Dit was binne die beheer van Israel. En ek dink dit verander die storie. Hezbollah is natuurlik vir Israel is deel van die Israeliese bestaanskrisis, net soos wat die Palestynse ouens was 'n bietjie vroeër. En dit het gemaak dat die Amerikaners en die Israelies by monde van Netanyahu en Trump 'n dag of 2 gelede harde woorde gehad het met mekaar. Want elke keer wanneer die Amerikaners op die punt is om een of ander ooreenkoms met die Iranese te sluit, dan bombardeer Israel Libanon. So dit bring 'n vertraging in. En ek dink dit het afgestuur op hierdie situasie. Dat harde woorde geval, die kwetstaal, die is nou maar deel van daai gesprek. Dis nie heeltemal diplomatieke taal, maar die kritiek wat Trump op Netanyahu gehad het, was nog veel dieper as dit. Hy het vir hom gesê in die gesprek, as dit nie vir Amerika was nie, het jy nie bestaan nie. Dis ek wat jou uit die tronk uitgehou het, deur jou in staat te stel om sekere oorwinnings te behaal, deur in jou knesse te kom praat en sulke dinge. So, hy trek nou al hierdie goedjies in, maar dis wat in onderhandelinge dikwels agter die skerms gebeur. So, die groot onsekerheid bly nog steeds. Hoe gaan die Amerikaners die vredesproses in plek hê voor die 4de Julie? En die 4de Julie bly vir my vandag 'n maand weg. 'n kapstok vir hierdie hele vredesproses. Waarom die 4de Julie? Wel, dis Amerika se 250ste verjaardag. En ons weet dat Trump sien dit as sy voetspoor wat hy gaan nalat as hy eendag nie meer president is nie. Dat hy het die grootste ding aangebied wat Amerika kon aanbied. En dit sluit in dat vliegtuigskepe deur die New Yorkse hawe moet vaar verby die standbeeld van vryheid, die Statue of Liberty. En op die oomblik sit daai skepe in die Midde-Ooste. Want die vliegtuie moet van hulle af opstyg. En hulle omdraai tyd is lank
en hulle moet oor die hele oseaan ry om tot in Amerika te kom. So ek dink die Amerikaners is op die oomblik baie gedruk om hierdie tydskale te haal, en ek dink die Israelies weet dit, en daarom buite die Amerikaanse buigsaamheid 'n bietjie uit. En die Amerikaners weet die Israelies doen dit, en wat kry jy is 2 staatshoofde wat in gekruide taal vir mekaar sê waar Dawid die wortels begrawe het. Nou gaan is daar vordering. Wat gaan die vordering eintlik uit dit wees? Het Trump hulle genoeg of Amerika genoeg mag om vir Israel te sê hoor, stop nou, ons Nee. wil dit nou klaarmaak? Of ja, wat kan ons Ja. verwag vorentoe? Nee, Amerika het beslis meer wag. Sonder Amerika kan die staat van Israel nie bestaan nie. Amerika befonds hom militêr, hy befonds hom finansiëel, hy maak aankope en goed baie bekostigbaar, en hy voer baie van die tegnologie uit Israel in. So dis 'n noue ekonomiese ooreenkoms, maar ek dink Amerika hou vas. En dan is daar 'n tweede ding wat hieraan gekoppel is, en dit is op die oomblik in Amerika. Skud die Amerikaners hulle vere reg vir die middeltermynverkiesing wat op die 3de November gaan plaasvind. 'n Dag of wat van ons verkiesing af wat die 4de is. En die voorverkiesings vind op die oomblik plaas. Die sogenaamde primaries. Nou vir Suid-Afrikaners is dit 'n vreemde konsep, maar 'n primary is 'n voorverkiesing. Dit is wanneer mense in 'n staat stem oor wie moet die senatore wees wat gaan staan in die verkiesing, en net mense wat geregistreer is vir 'n politieke party mag aan hierdie primaries, die voorverkiesings deelneem, en dit gee dieselfde aanduiding vir waar die politiek heen op pad is as wat tussenverkiesings in Suid-Afrika gee, vir byvoorbeeld die plaaslike regeringsverkiesing wat die 4de November plaasvind. En op die oomblik lyk dit asof 'n klomp mense begin tweede gedagte kry oor hoe sinvol dit was vir Amerika om betrokke te raak by Iran. En dit kan beteken dat daar 'n swaai kom in die Huis van Verteenwoordigers en in die Senaat. En dit bekommer die Trump-administrasie geweldig. So die 2 datums is baie belangrik in die soeke na vrede. Een is die 4de, dis 'n onmiddellike datum. Dis nie korttermyn. En dan is daar die mediumtermyn, die middeltermyn verkiesings in November. En ek dink die 2 datums dryf eintlik die Amerikaanse soeke na vrede met 'n baie komplekse proses waarvan die Straat van Hormuz en waarskynlik die kernmateriaal die 2 grootste probleme is. Want as Amerika nie die ooreenkoms teken met kernmateriaal wat heeltemal verwyder is nie, dan is dit 'n mislukking eintlik. Klaar, so hulle kan nie eintlik uitgaan as hulle nie dit gekry het Ja, nie. dis 'n mislukking omdat Trump dit as 'n ononderhandelbare gestel het. Yes, so dis nou eintlik sy hoof fokus om nou dit regtig gekry het, en as hulle nie dit gaan regkry nie, dan is dit eintlik vir niks gewees hierdie hele situasie nie, so dan het hy net die wêreld gaan omkrap en dan gaan almal net kwaad raak vir dit. Maar as hy so, mens wil eintlik nou waar ons nou staan, kom ons sê hulle onderteken daai ooreenkoms, dat kernwapens nou heeltemal uit Iran se hande is dit amper nog steeds, want die mense raak in Amerika nou sien nie die punt van hierdie oorlog nie. Is dit amper die moeite werd gewees om die kernwapens uit Iran se hande te hou? So die oorlog is die moeite werd, in vergelyking met hierdie verskriklike onsekerheid en wêreldekonomiese druk wat ons het. Toe die oorlog uitgebreek het op die 28ste Februarie hierdie jaar. In die volgende week was die hoofopskrif van die Economist was gewees A War Without a Strategy. Ek dink dis waarskynlik die beste beskrywing van hierdie oorlog gewees, want die Amerikaners is in die oorlog ingetrek, wat my aanbetref deur die Israelies, om hulle belange verder te beskerm, en nou moet die Amerikaners vrede maak en die Israelies maak dit vir hulle moeilik om 'n vrede te bereik. Hulle wil nie vrede maak nie. Ek dink nie hulle wil nie, jy's reg. Ek dink nie hulle wil vrede maak nie, en ek dink dis hoekom Netanyahu doen in Libanon wat hy doen. Dis om dit vir die Amerikaners moeilik te maak op so 'n manier dat dit lyk asof hy veg vir sy oorlewing, maar die Amerikaners weet ook hy's 'n ou kaland wat hierdie goeders op betref. En as mense mooi daaroor dink, voor die 28ste Februarie was die straat van Hormuz oop. Die kernmateriaal wat die Iranese gehad het, was diep in die kelders toegegooi onder klippe en nie bruikbaar nie. En 'n klomp ander faktore was bestuurbaar.
Nou 2 maande later, 3 maande later, is die Of is 2 jaar ons amper. toe. Ja. Die kernmateriaal is nog steeds missing. Onderkrippe, ja. En nou vra die mense in Amerika op pad na 'n verkiesing toe, was dit die moeite werd? Jy is heeltemal reg. Ek dink Donald Trump is in die volgende paar maande in 'n geweldige politieke stryd gewikkel binnelands. En hier kry ons weer 'n ou storie wat jy sal sien homself herhaal in baie ander plekke. Vrede word gewoonlik gemaak nie wanneer die vyand verslaan is nie, maar wanneer die binnelandse situasie negatief raak vir die verlenging van daai vrede. Ja. Jy word eintlik gedryf deur jou eie mense om te sê, goed, kom ons stop hierdie storie. En terwyl ek daaroor praat, moet ons miskien ook net die Oekraïne koppel aan die hele ding, want Rusland kan nie sy rol nou speel in die Midde-Ooste wat hy wou doen nie. Om die waarheid te sê, die Amerikaners het self op 'n stadium sanksies op Rusland 'n bietjie gelig, sodat hulle die olienood kan verlig wat ontstaan het omdat die skepe nou in die Persiese Golf lê en hulle kan nie by Hormuz uitkom nie. En Oekraïne oor tyd het ontwikkel in 'n hommeltuig spesialis. Die wêreld stuur nou hulle mense Oekraïne toe om te gaan kyk hoe bestuur jy 'n hommeltuigoorlog, want die meeste goed wat hieroor geskryf word in akademiese tydskrifte en artikels deesdae is dat die oorlog in hierdie oorlog in die Midde-Ooste wat nou plaasgevind het, asook die oorlog in die Oekraïne, het eintlik die aard van oorlog heeltemal verander. Dis 'n oorlog wat gedryf word deur missiele en deur hommeltuie en uit die lug uit, en dit maak jou konvensionele aanslag tot 'n oorlog. Maak dit amper ontoereikend en die mense begin al hoe meer praat van hibriede oorlog. Met ander woorde, dis 'n mengsel tussen 'n aanval uit die lug en 'n aanval op die grond, met alles wat daarmee saamgaan. Ja, nee, hierdie skep soveel onsekerheid en ek was so positief dat ons dalk weer 'n bietjie laer dieselpryse kom wel bietjie af. So ek dink van hierdie onsekerheid kom dalk bietjie, dis dalk so bietjie amper minder. Dis kom die olieprys dalk hier tussen die 90 en $100 merk is, maar die hoop was regtig dat die straat kan oopmaak vinniger as later. Maar as ek so na Prof luister, dan kan dit dalk nog uittrek. Ek het 'n idee dit gaan gebeur in die volgende maand, want die druk wat Trump plaas op al die onderhandelaars en die onderhandelinge om uiteindelik by, onthou, jy verjaar net een keer in jou lewe om 250 jaar oud te word. En ek dink nie hy gaan dit 'n slagoffer maak van 'n oorlog in Iran nie. So ek het 'n baie sterk gevoel dat ons in die aankomende week, in die volgende week of 2, 'n deurbrake gaan sien, en die deurbraak gaan kom wanneer Israel Ophou 'n skiet. bietjie terugtrek uit Libanon uit. En Israel sal dit net doen as hy sekere waarborge van die Amerikaners kry. Wat ons nie gaan weet wat dit gaan wees nie, dit gaan miskien agter die skerms wees. Maar ek dink tog, die bietjie van Trump wat ek ken, is dat hy nie 'n geleentheid soos 250 jaar gaan opoffer vir 'n klein oorlogie nie. Maar is dit nie amper, weet Iran dit nie, en weet Israel dit nie, en is dit nie nou half van hulle sin of van hulle voordeel om dan hierdie ding nou uit te reik nie? As ek hier op die suidelike punt van Afrika op 'n reënerige dag dit weet, dan weet hulle dit ook. Ja. Ja. En dit is, moet 'n mens altyd onthou dat wanneer jy onderhandel, is daar die ouens wat met mekaar praat oor 'n tafel soos ek en jy, maar dan is daar 'n span agter hulle wat hulle voer met inligting, en agter hulle is agentskappe en instansies wat navorsing doen, wat intelligensie doen, wat spionasie doen, daar spionasiesatelliete. Dis 'n komplekse omgewing wat uiteindelik lei daartoe dat mense om 'n tafel kan sit en praat, en hulle weet baie van mekaar. Ja, hulle weet alles van alles, so. Maar kom ons hoop dit kan tot 'n einde kom. Maar baie dankie vir Prof se tyd. Dit was weer eens soos gewoonlik baie insiggewend, en ek's baie bly dat Prof weer tyd kan spandeer om 'n bietjie weer met ons te gesels vandag. My plesier, baie dankie.